wat kan ons sê? As om net vanmôre te kom om ons neer te buig in aanbidding, lofprysing voor ons God en Vader. Net vir die dankie te sê. Vir dit wat hy vir ons elke dag doen, dingetjies wat ons baie keer nie eens raak sien. Maar wat ons vanmôre ons seëninge tel, en ons wil vir die dankie sê vir dit wat hy vir ons doen, en wat hy vir ons beteken. No one like thee, Lord, no one like thee. En ons weet vanmôre dat ons sonde nie kan klaarkom nie. Ons weet vanmôre ons het nie nodig. Ons weet vanmôre dat ons 'n pad saam met U stap. Ons weet vanmôre, Here, juis in hierdie tyd waar ons nou is, in hierdie wêreld ons nie mekaar is, en ons absoluut is ons afhanklik van die Heilige Gees, ons advokaat, ons parakleet, ons hand, Here, moet vat en die pad saam met ons stap wat voorlê, wat nog oor is. Want al die dinge wat nou plaasvind is tekens van die tye. En Here, die koms van die Here is naby, en die vraag wat ek vanmôre vra, sal ons gereed wees om ons Maker te ontmoet. Sal ons gereed wees dat hy was sy laas. Sal ons gereed wees om saam met U te gaan. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons elke dag na onsself sal kyk. Geestelik sal seker maak ons is ontdate met U. Geestelik sal seker maak, Here, dat ons lewe skoon en rein is, sodat ons dit nie mis nie. Al kom maar ons voor die tyd, nogtans moet ons reg wees om ons Skepper te ontmoet. Dis ook bid vir hierdie gemeente vanmôre, bid vir elkeen teenwoordig, bid vir hulle wat nie is vanmôre nie, dat hulle sal stil staan en hulle sal deurdra met hulle sal deel. En hulle harte sal werk, dat dit wat in die pad staan in hulle lewe wildslaas raak van dit, Here. Enige blokkasie van die vloei van die Heilige Gees blokkeer. Enige ding wat die vyand hulle pad langs stuur, sonde, allerlei dinge moet hulle kan weier en nee sê vir dit, Here, wat môre kan te laat wees. Ek bid en ek vra dit vanmôre in Jesus naam. Ek bid vanmôre en ek vra dat die woord vir ons sal breek en sal lewend maak, dat dit sal ingang vind in elkeen van ons hart. In die naam van ons Here Jesus Christus. Ons prys U daarvoor. Kom teen elke aanslag, elke versterking van buite af. Kanselleer sy beplanninge. Here, dit wat U beplan teen die kerk, teen AGS algemeente. Ons teen 'n verwarring in sy naam, ons teen 'n kragteloos in Jesus Christus se naam. Ons breek elke gees van jaloesie se hou vas. Elke vorm van okkult, elke vorm van heksery se hou vas word verbreek en kragteloos gestel. Ons bind daai demoniese magte agter met vurige kettinge. Ons dryf uit die terug na waar ons op plek waar vandaan kom. In Jesus naam, laat die kinders van Here sê amen en amen. Mag ons sê dankie. Ons gaan aan met ons derde deel oor die konings van Juda. Ons lees vanmôre saam met 2 Kronieke 32, 1-8. Kyk die skerm, die Bybel saamgebring het, lees saam met my 2 Kronieke 32, 1-8. En die woord sê, na hierdie dinge en hierdie bewys van getrouheid, het Sanherib, die koning van Assirië, gekom in Juda in binne gedring, die vaste stede beleer en bedoel om hulle vir hom te verower. En toe Hizkia sien dat Sanherib kom met die doel om teen Jerusalem te veg, het hy raad gehou met sy owerstes en sy helde om die fonteine buite
kant die stad toe te stop en hulle het hom gehelp. Baie mense het by ingekom en al die oor toegestop, ook die spruit wat dwars deur die land stroom, met die gedagte, waarom moet die konings van Assirië kom en baie water vind? En hy het moed geskep. Die hele muur opgetrek wat afgebreek was en daar torings opgebou. Ook die ander buitekant het hy gebou en hy het Milo in die stad van Dawid versterk en die werpspiese en skilde in menigte laat maak. En hy kry owerstes oor die manskappe aangestel en hulle by hom op die plein van die stadspoort byeen laat kom en na hulle hart gespreek en gesê, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik vanweer die koning van Assirië of vanweer die hele menigte wat saam met hom is nie, want by ons is meer as by hom. By hom is 'n vleeslike arm, maar by ons is die Here ons God, om ons te help en ons oorloop te voer. En die manskap het gesteun op die woorde van Hizkia, die koning van Juda. Kan jy sê almal op die woord vanmôre? Pragtige gedeelte. Nou, hoofstuk 32, my teksvers, al kom ek sê my titel vanmôre, die subtitel is, wat in jou lewe, luister, wat in jou lewe is kosbaar en lewensbelangrik wat die vyand wil hê. Wat in jou lewe is kosbaar en lewensbelangrik wat die vyand wil hê. Nou hoofstuk 32 begin met die woorde, luister mooi. Hy sê, na hierdie bewys van getrouheid of loyaliteit en volharding, eerste gedeelte van hoofstuk 32, eerste vers. Engelse Bybel sê, after these acts of faithfulness. Ander vertaling sê, after this loyal acts of service. En dit spreek vanmôre van die vorige gedeeltes wat ons gelees het van Hizkia, waar hy as man van God en koning van Juda vasgestaan het om die aanbiddingsplek van die God van Israel te herstel en terug te bring, luister mooi, na die oorspronklike vorm, die tempel en die priesters te reinig, die lampe op te steek en die deure van die tempel oop te stel vir die volk van God. Dis wat hy gedoen het in die vorige hoofstukke. Hy het verder gegaan as dit, want hy het ook die tiendes herstel gelees, is interessant, hy het die tiendes herstel, die afgodsaltaar en beelde wat hy vernietig, en insluitend in die slang van Moses, wat Moses gemaak het 700 jaar terug. 700 jaar terug het hulle Moses die slang gemaak in die woestyn toe hulle gekom het, en die Bybel sê vir ons, as hulle opgekyk het aan die slang, hulle wat siek was, het hulle gelewe. Hulle het daai slang gevat op daai paal of wat ook al, 700 jaar terug, en het 'n afgod gemaak in die laar. Kom nou mense. Dis geen wonder dat God so kwaad was, dis geen wonder dat God boos was vir Israel nie. Dat hy al daardie gemors ingebring het in plaas van om die God van Israel te aanbid, en in plaas van om die God van Israel te volg, het hulle na 'n dooie God toe gegaan. Hulle het klippe aanbid, hulle het standbeelde aanbid, hulle het bome aanbid, hulle het 'n slang op 'n paal aanbid, elke ding wat leef en beet het hulle aanbid, en hulle het aanbid, want daai God het nooit teruggepraat, hy sou hulle kon doen wat hulle wil. Verstaan wat pastoor sê? In plaas van om hulle toevlug te neem na die God van Israel, het hulle dit gedoen. En vir 700 jaar
aan daai tydperk, sê maar terug na 'n bietjie meer of minder, het hulle daai slang aanbid, hulle het deel geword van daai aanbiddings van 'n afgod wat hulle aanbid het. En die Bybel sê vir ons dat Hiskia het opgestaan, hierdie slang gevat, dit fyn gemaal, hy slang 'n koperslang en dit in die rivier gaan ingooi. Die woord sê verder dat hierdie man het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Hy was nie so sy pa Agas nie. Hy was nie so sy seun Manasse nie. En die Bybel sê het op die Here God van Israel vertrou. Dis anders dan. Weet jy, om geloof te is niks. Almal het geloof. Elkeen het 'n maat van geloof ontvang by die tydperk toe ons God aanneem of Jesus aanneem, het ons 'n maat van geloof ontvang, maar vertroue is iets anders dan. Ek luister nou iets wat ek wil staan en ek wil 'n storie vertel, waar iemand vertel van hierdie tydperk, ek weet nie wat die tyd was gewees nie, waar hierdie persoon oor ek dink is die Victoria Falls geloop het met 'n kabelvel gespan het, nee. En het allerlei dinge gedoen, stoele staan gedra, pistool gesit, en allerlei dinge gedoen, en hy praat met hulle, en hulle sê, hy vra hulle, glo jy dit ek, en hulle sê, ja, hulle glo hy kan dit doen. En hy vra die woord, wie is die eerste wat saam met my gaan? Hulle het geglo, maar die vertroue was nie daar nie. Ons glo dat die Here dit kan doen, maar die vertroue is nie daar nie. Kom nou mense. Ek glo die Here kan my genees, maar die vertroue is nie daar nie. Ek glo dat God my kan deurdra, maar die vertroue is nie daar nie. As jy bereid om die eerste stap te neem om God te vertrou wat in jou lewe vir jou te doen. Baie sê ja, maar probeer nou sien. Baie wat sê ja, gaan dit nooit doen nie. Daar's 'n verskil tussen geloof en vertroue. En Hiskia het die geloof gehad, maar hy moes sy vertroue vrystel en in die God van Israel moes hy plaas, wat voor hom gestaan het, was groter dan wat hy kon hanteer. Kom nou mense, probleme wat ons pad langs kom, aanslae van die vyand wat ons pad langs kom, in jou werksplek, in jou besigheid, maak nie saak waar nie, is baie keer groter dan wat ek en jy kan hanteer. En dan moet ons God vertrou om dit deur vir ons kom ek sê die wysheid te gee om deur hierdie ding te kom dat jy ons kan help op hierdie dag kan uittree as oorwinnaars. Dis belangrik om jou vertroue in die Here te plaas en hy moes sy vertroue in die God van Israel plaas. Luister, eerste punt vanmôre is by inleiding gewees. Die eerste punt vanmôre, wat lees ons in die Bybel nou ons lees gedeelte? Die Bybel sê Sanherib was die koning van Assirië. Sy pa was 'n bose, goddelose, was het nog naam wat ek kan noem, was sy pa, en hy het die een oorlog verloor, die mense was so bang vir die konings en die weermag van Assirië het hulle gebewe het hulle enige ding gedoen net om vry te kom. En hierdie man, as jy nog gaan teruglees en jy sien, dat omdat Israel gesondig het, die Here hulle oorgegee die vorige tyd in die hande van die konings van Assirië. Hulle was slawe gewees van hulle. En toe Hiskia kom het hulle hele storie verander. Hy was anders dan die ander konings. Maar hierdie koning kom en sy naam beteken Sun Moon, multiplied brothers. Aan die ander woorde, sonde vermenigvuldig broers. Of die maan vermenigvuldig broers. Hulle was 'n maan aanbidder, hulle was afgods aanbidders. Hulle het glad nie geglo die God van Israel nie. Hulle het 'n bespotting van hom gemaak soos vandag in ons wêreld, in die reg van die wêreld gaan. Hulle maak 'n bespotting van God. Hulle dink dat God die almagtige is, dieselfde as die ander gode klein gee. Kom ons gaan verder. In die Bybel sê het julle binne geval en die vaste stede te beleer, met die bedoeling om te verower. Jesaja 36 sê, hy het al reeds verower, en Jesaja 18 sê ook, hy het al reeds verower. Nou let op, ek wil iets wys vanmôre wat my geskok het.
wat ons nie vind in ons geleesde gedeelte hierdie ene nie, maar ons vind dit wel in 'n ander gedeelte wat ek nou by gaan kom. Maar luister mooi. Hizkia doen 'n verskriklike dom ding. Wie vrees kan jy dom ding laat doen? Dit wat jy met jou fisiese oë sien, is die berg waar jy gaan vaskyk. Dit kan 'n molshoop wees wat voor jou staan, maar jy sien 'n massiewe berg wat jy glad nie glo jy gaan oorkom nie. 'n Groot ding wat voor jou staan, 'n reus wat voor jou staan wat jy kan oorwin nie. Jou oë kan jou bedrieg. En die prentjies wat jy skep deur dit wat jy sien, maak jy nog meer vreesbevange. Ek het altyd weer gesê, dat mense teken dinge in hulle gedagtes en groot dinge wat nooit ooit sal bestaan nie. Maar die persoon glo dat hy het gesien in sy geestes oog hierbo, hy het gesien, hy het aanvaar, en niemand kan oortuig, hy ding ryk verskriklik, hy sê, reguit vir jou, ons sal nooit daardeur kom nie, maar as die fisiese ding waarna vaskyk, hy het nie verby gekyk na die God van Israel, ons God en Vader nie. En Hizkia, alhoewel hy bitter was, ons gaan by uitkom, en 'n Godvreesende man was, doen hy 'n verskriklike dom ding. En ons vind dit net in Jesaja 18, in Jesaja 18, ja, en ook in 2 Konings, dink ek, 36, jy kan daar gaan kyk op Vaisa, vind ons hierdie gedeeltes, of hierdie gedeelte wat daar staan. En luister wat die Bybel sê. Hy kom, en hy gaan vat die goud en silwer uit die tempel van die Here. Ek gaan nou naby kom, ek sê 'n bietjie voordat ek wil nie voor die dark op nie, luister net wat ek gesê. Gelees daai Jesaja 36 en Jesaja 18, gaan lees daai 2 gedeeltes. Ek gaan nou naby kom, ek kyk hak te ver vooruit, nou luister mooi. Dit sê nie, omdat Hizkia gesondig of ongehoorsaam was, of verkeerde dinge gedoen het, en Israel gesondig, Israel het wel gesondig, maar dat hy as die man enigiets verkeerd doen, dit sê dit glad nie. Hy was 'n Godvreesende man, hy was Godvreesend, hy was 'n bidder geweest, hy het die aangesig van God gesoek, en alles wat hy gedoen het, het God behaag, dit is die Bybel sê. Maar nogtans, kom die duiwel, as ek dit mag noem, die koning van Assyria, en hy kom val aan. Nou die vraag wat ek vra, Here, hoe is dit moontlik? As hierdie man alles gedoen het, die volk teruggebring het na U toe, die tempel herbou het, die aanbiddingsplek reggemaak het, offers gebring het, tieners herstel het, al die dinge, hoe is dit moontlik dat die duiwel deurgekom het om die man aan te val? Weet jy wat ek vind? Hulle sê getrouheid het die krisis verhoed nie. Dit het voor die krisis gekom. Dit help ons om te verstaan dat gehoorsaamheid aan God nie beteken dat alles altyd maklik sal wees nie. Kom ek gaan verder. Gehoorsaamheid beskerm God se mense nie teen beproewings en versoekings nie. Dikwels berei getrouheid God se mense juis voor vir 'n moeilike tyd. So as ek 100% in die perfekte wil van God my Vader, en ek doen wat hy vir my sê om te doen, word ek nie gevrywaar van die aanslag van die vyand van buite af nie. Hoor wat pastoor vanmôre sê. Jy kan doen wat jy wil, jy kan maak wat jy wil, hy gaan nog kans kry om jy aan te val. En die Bybel sê iets interessant, die Here het hom getoets op die einde van die dag vir Hizkia, nie wat sy hart nog is daar verkeerde dinge in sy hart, maar hy was getoets geweest.
So die duiwel gaan deurkom kans kry na ons toe. Dit ontneem ons nie van daardie dinge nie. Dit ontneem ons nie van daai dinge nie. Die inval word daarin 'n toets en nie 'n straf nie. Die stem ooreen met die Bybel wat later ook ons leer, volgens Johannes 16 vers 33 wat sê, dit ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê, in die wêreld sal julle die verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek kan die wêreld oorwin. Jesus sê dit self. 1 Petrus 4 vers 12 sê, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Daar sal beproewings kom, daar sal aanslag kom, allerlei dinge sal ons pad langs kom, maar Here is daar om ons deur te dra. Ons opregte, skoon hart en lewe is nie 'n waarborg dat ons pad vorentoe maanskyn en rose gaan wees nie. Weet dink almal van ons, ek kyk na myself op in die beginjare, as iets gebeur in my lewe nog, Here, ek het iets verkeerd gedoen. Ernstig iets verkeerd gedoen. En ek iets verkeerd gesê, ek het miskien gesondig, en ek iets gedoen wat ek nie moes doen nie, maar tog, nou dink ek anders daaraan. Dit kan wees dat die duiwel deurkom was, of die Here het hom toegelaat om deur te kom, om my te kom toets. Om te kyk wat in my hart is. Want God wil weet wat in my hart is. God die Vader wil weet wat in my hart weggesteek het, jy verstaan. En hy laat sulke dinge toe, sodat ons 'n beter kind van die Here kan word op einde van die dag. Nie omdat hy kwaad is vir ons nie. En die Here het presies geweet, hy was nie onverwas gevang, toe sal die Here op daar aankom met sy hele weermag, en sê, nou moet jy dinge doen nie. Ons is nou hier in besit te neem, ons gaan na hele Jerusalem en Juda in besit neem. Hy was nie onverhoeds gevang nie. Luister mooi, faithfulness often prepares God's people for trials. Dit sê iets nie. Ja. As ons kyk na die eerste vers wat dit eintlik lees, na die bewys van Hizkia se geestelike veranderinge, wat dit beteken. Na die bewys van Hizkia se geestelike veranderinge, die oomblik wanneer jy geestelike veranderinge in jou lewe, in jou huis bring, my boetie, my sussie, wag vir die bomme wat gaan kom. Wag maar vir die aanslag wat gaan kom. Na die bewys van Hizkia se geestelike veranderinge, wat 'n teken was van sy getrouheid, het hy dinge reggestel en verbeter. Die oomblik wat jy werk aan jouself, die oomblik wat jy werk aan jou familie, die oomblik wat jy werk aan jou eie lewe, en jy sê, Here, ek soek meer van U en minder van my. Here, ek raak ontslaaf van dit. Ek bely my sondes. Ek maak my dinge reg. Laat die lampe weer in hierdie tempel brand, Here, dat die vuur van die Heilige Gees in my binneste teenwoordig sal wees. En jy meen dit en jy bid dit en jy verklaar dit. Maak maar seker, kry maar jou wapens uit en maak seker die aanslag van die vyand gaan kom. Hy haat dit. Hy haat dit. Die oomblik wanneer jy besigheid neem met die Here, selfs in jou gebedstyd, hy haat dit, hy soek dit nie. Hy wil jou 'n lou, ruggraatlose kind van die Here hê wat hier rondploeter en klaai elke dag. Nee, maar as jy besigheid meen, het jy probleme. Hou maar jou wapens buite. Weet die Bybel sê iets moois, ek lees dit nou dag weer. Here, maak my gewrigte sterk en hy leer my vingers in oorlog te voer. Is dit nie mooi nie? Dis wat hy doen. Hy doen dit. Nou wat, kom ek oor die punt wat ek wel gesê het voor die tyd, wat ek vooruit gehardloop het. Wat doen Hizkia heel eerste, toe hy hoor van Sanherib, wat ons nie hier vind in ons geleesde gedeelte nie, maar wel in 2 Konings 18 vers 14. Wat doen hierdie man? Ek het amper gaan agteroorval. Dieselfde man Hizkia. Hy sê 18 vers 14 sê, toe laat Hizkia, luister mooi wat die Bybel sê, die koning van Assirië weet, ek het gesondig. Hoekom het hy nie vir die Here gesê ek het gesondig nie?
Hoekom sê hy dit vir 'n goddelose, heidense koning? Hy sê vir die heidense koning, hy het gesondig. As jy trek terug van my af weg, wat u my oplê, sal ek lewer. Met ander woorde, wat u graag wil hê ek moet doen, sal ek vir u doen. Dis eintlik wat hy sê. Luister. En Sanherib sê, goed, gee my 300 talente silwer en 30 talente goud. Nou kompromeer dieselfde koning wat alles herstel het, wat God se aanbiddingsplek herstel het, wat God se volk teruggebring het na die regte plek toe, oorspronklike plek, kompromeer met 'n heidense koning. Ja. En die Bybel sê Hizkia het al die silwer, luister mooi, al die silwer gegee wat in die huis van die Here was, hy gaan haal dit in die huis van die Here uit. En in sy skatkamers, as te min, gaan nog aan sy skatkamers kyk. En die goud, luister mooi, styg sommer af van die deure van die tempel. En van sy deurposte. En hy gee van Sanherib, nou moet jy sit, hou jy vas, buckle up. 'n randwaarde wat hy vir daai goddelose koning gegee het in die tempel van die Here en uit sy eie huis self, was om en by ons randwaarde vandag 1,5 miljard rand se waarde. Hy kompromeer. In plaas van dat Hizkia die aangesig van sy God soek, die God van Israel soek, kompromeer hy met die vyand, met die wete dat alles oukei sal wees agterna. Luister vir pastoor vanmôre, niks is oukei as jy met die vyand kompromeer nie. Hy vat en daarna kom soek hy nog meer om te vat. Luister. Luister, don't compromise. Kom ek sê dit vanmôre, ek wil my kan verstaan. Jy kompromeer nie met enigiemand nie. As die dinge, die woord van die Here sê, dit is wat moet gebeur, kompromeer jy nie. Jy kompromeer met besigheidsmense nie in jou besigheid om besigheid te kry nie. Op die einde van die dag draai jy jouself vas en die duiwel soek meer as wat in die begin gekry het. Don't compromise. Want dit kan jou duur te staan kom op die einde van die dag. Hy speel vir 'n keeps, die Bybel noem hy verniet. Hy sê die wat kom om te steel, te slag en te verwoes nie. Hy sê jou kaal uittrek, jy sal niks oor jou op die einde van die dag nie. Moet hom nie opening gee in jou besigheid nie. Moet hom nie opening gee in jou huis nie. Moet nie kompromeer nie, staan op die woord van die Here en doen en sê en verklaar wat die woord van die Here sê. Maak nie saak of jy hel losbars nie, maak nie saak wie jy optree nie, maak nie saak wie jy staan op die dag en wie jy aanval as dit jou eie familie. Staan op die woord van die Here, want God se woord is ja en amen. En niemand kan dit verander nie. Vertroue, absoluut. Hoe meer jy gee, hoe meer gaan hy soek. Lord help us. Hy kom. Die derde plek kom hy. En hy roep sy leiers, in die ander vertaling sê vir my so mooi. Engelse vertaling mense sê warriors by mekaar. Hy sê vir ek julle hulp nodig, kom help my. Kom ons beskerm dit wat kosbare lewensbelangrik is vir hierdie stad en hierdie volk. Jy geweet dat ek en Rie nie alles alleen kan doen nie. Ons kan nie alles
wat kosbaar is en lewensbelangrik is, vir die gemeente beskerm sonder die gemeente wat ons self het. Ons het leiers nodig, ons het pilare nodig, ons het bidders nodig, ons het warriors nodig, ons het intercessors nodig wat ons rug toemaak, wat saam met ons staan en bid om dit te kan doen. Ons kan dit nie alleen doen nie. Hizkia kon dit nie alleen doen nie. Hy was 'n godsman, hy was 'n bidder, maar hy kon dit nie alleen doen nie. En hulle moes 'n plan maak, luister mooi, om die water wat kosbaar was vir hulle en die stad moes hulle beskerm. Hulle moes dit afsny ergens in die aarde toemaak, sodat die vyand nie die water in die hande kon kry nie. Want sou hulle die water in die hande kry, het hulle klaar daai stad oorwin. As hy die hande kan kry wat kosbaar is, en lewensbelangrik is in jou lewe, het jy maar jy wil hê. Hy kan jy ronddraai soos 'n puppets. Hy kan jy gebruik waar hy wil gebruik. Hy kan vir jou sê wat om doen, jy sal dit doen. Want dit wat hy in die hande gekry het was lewensbelangrik en kosbaar geweest. En Hizkia het geweet, hy het mense nodig om hom te help, om aan aarde toe te stop, om daardie water af te blokkeer, dat die ondergrondse aarde water kan deurneem, van onderaf deurvat na die stad toe. Bo word dit afgesny. Hy het hulle nodig gehad om dit te doen. As Assirië die water vind, sê hy, wat gaan hulle doen? Water was soos goud in daardie tyd. En as die vyand dit die bron in die hande kry, was dit taboe vir daai mense gewees. Dis wat pastoor vanmôre sê. Ons nodig hulle, bidders nodig, manne en vrou met ruggraat, wat kan opstaan en sê, so sê die Here. Ons het geestelike pilare nodig. Ons het mense nodig wat saam met ons kan veg en saam met ons kan bid. Ons het min bidders. Ons soek bidders wat kan saam veg en saam bid. Ons nou in die maand wat nou kom, ons het in die begin van die maand ergens in April maand het soos 'n ding is Saterdag wat jy gaan kom wat jy nie kan mis nie. Jy mag dit nie mis nie. Dieselfde persoon het ons gepraat wat op die seminar kom bedien hierso. Aan al die gemeentes van ons 8 streek gaan nie by mekaar kom en gaan met die bidders praat, maar die warriors praat. Jy mag dit nie mis nie. Ons sal met julle verder daaroor gesels, want ons nader in die tyd kom. Dankie Jesus vir dit. Luister. Luister, 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 luister. Dis die heel eerste ding wat hy gedoen het. Tweedens in die 4de plek kom en die Bybel sê Hizkia moet geskep. En die hele muur opgetrek wat afgebreek was. Ek het 'n bietjie gaan naslaanwerk doen. Dit was die buitenste muur aan die weste kant wat herstel moet word en die poorte wat hy moes regmaak. Nou ek het nie geleer aan die begin. Mure word herstel in die reeks van Maleagi. Mure word herstel en poorte word herbou. Onthou jy dit? Mure word herstel en poorte word herbou. Kom word poorte herbou, want poorte word herbou en teruggebring na 'n oorspronklike vorm toe. Mure word herbou. Die muur was aan die westelike kant, spreek van genesing. God se volk sal van die kant die Here vrees en respekteer van die weste kant. Simbolies verwys dit na ons sondevergifnis sowel as die ooste van die weste verwyderis. So ver verwyder ons oortredinge van ons. Weste kant is 'n goeie betekenis as ons kyk na die positiewe kant. Buite die stad het dit gebeur. En ek my asem is weggestaan. Daai muur wat afgebreek was 6 meter dik. 6 meter dik. En ek vra my vraag en dan sê ook daar, dat hy was 6 meter dik, want as die weermag van die Assiriërs sou kom het hulle stormeramme saamgebring. En met daai stormeramme het hulle daai muur gestamp tot hy val of kraak. En daai muur was so dik hulle kon niks doen nie. So hy het seker gemaak dat as hulle kom, nou dis wel interessant, luister mooi. Hizkia het presies geweet wat 'n tipe wapens hulle gaan gebruik. Ons weet baie presies wat se wapens die Here in die vyand teen ons gaan gebruik.
Maar ons wil geestelike oorlogvoering voer. Ons wil bid en kanselleer, maar ons weet nie wat sy wapens die vyand teen ons gebruik nie. Sy wapens verskil elke keer as hy kom. 6 meter dik. En ek en jy vergeet baie keer die buitenste muur in ons lewe wat nodig is om reg en sterk gemaak te word. En ek sê dit altyd, as jy innerlik reg is, jou innerlike mens, kan ons dinge buite verander. Maar ons vergeet baie dinge wat ons buite moet doen. Ons vergeet baie dinge wat ons moet doen. Ek kyk na ons belydenis wat ons moet doen. Ons kyk na ons gebedstyd. Ons kyk na alle ander dinge wat ons doen wat 'n deel is van daai muur buite, van die vyand terug. Ons kyk na wat Job sê. Job sê, die Bybel sê, daar was 'n heining of 'n muur van beskerming rondom Job gewees. Toe die duiwel daar kom en hy kyk daarna, toe kon hy inkom kans kry nie. Hy kon nie sy vuil vinger indruk om 'n kraak te kry nie, want die Here het hom beskerm, 'n muur rondom Job. Luister wat hy sê, rondom Job, rondom sy huis, rondom sy besittings en rondom sy diere. Dis die lewe wat van praat. Ons vergeet dit. Ons vergeet die wapenuitrusting van God. Ons vergeet die bloed van Jesus Christus. Ons vergeet die belydenis wat ons elke dag en elke oggend moet doen. Ons vergeet dit in tye van gebed. 'n Mens wat daai muur gaan kraak en hy gaan val en die duiwel gaan inkom kans kry. Ons moet sorg dat daai dik muur buite rondom ons aandag kry. As daar enigiets daar gebeur is 'n taboe, ons moet dit opbou, ons moet dit reghou, ons moet sorg dat dit reg is. Geestelik gesproke is dit jou werk en my werk. Amen. Yes. As ons nie bid nie, werk die engele nie. Hallo. Wat moet hulle doen? Wat moet hulle doen as ons nie bid nie? Hulle staan daar met hulle swaarde en hulle stene. Wat moet hulle doen as ons nie bid nie? Die oomblik wat ons begin bid en ons declare en ons profess en ons doen ons ding en ons praat dit en ons verklaar dit en ons sê dit hardop, dan is daar reaksie in die geestesriem. Engele kom reg, vat hulle swaarde, tree op in die oorlogvoering wat ons hier sal losmaak. Luister wat pastoor sê. Engele werk nie as ons bid nie. En staan die muur van beskerming rondom my nie. As ek nie bid nie, kan die vyand daar die buitenste muur van die beskerming plat slaan en inkom. Ons moet aanhou bid sonder moedeloos te word. Hoeveel keer was jy moedeloos as jy gebid het? Ek ook. Dit help ons hande kan gooi en sê dat God se water oor God se akker loop by ons genades kom nie. Ons herstel daai muur deur gebed. En maklik gaan dit nie wees nie. Hoor wat pastoor sê, maklik gaan dit nie wees nie. Ek lees 'n gedeelte wat met my opkom terwyl ek voorberei. Die Here het sê mense moes daai muur herstel rondom Jerusalem. Weet jy vir my mooi is daar. Hy gee hulle opdrag en sê julle kan gaan begin bou. Hy plaas sy bidders en sy vegters daar om die openinge te beskerm. Hy sê vat die troffel in die een hand en die swaard in die ander hand. Moenie gaan staan en niks doen nie. Bou met die een hand en veg met die ander hand. Wees gereed as die vyand kom om jou aan te val. Dis die tipe mense wat God soek. Kom nou mense, dis die tipe mense wat ons nodig het om saam te staan en saam te bou, op te staan en ruggraat te hê. Sê ek gaan saam bou, van die troffel in die een hand en die swaard in die ander hand, ons gaan deurkom. Jesus Christus gaan ons help. Amen. Dan kom en hy gaan verder en ek hou daarvan hy die uitkyktorings opgebou en verhoog en dit hoër gemaak. Wat vir my sê ons moet nie net waak nie, maar ons moet waak en bid. Jesaja 21:11-12 sê die Bybel, die wagter antwoord, die môre kom en ook die dag. Dit beteken dat daar hoop is, die môre kom, maar dat moeilike tye die nag ook sal aanhou. Wat vra vir volharding en bekering. Dit vra vir volharding en bekering. Hy het ook die ander mure buitekant gebou, sê die Bybel, jou stronke versterk met 'n ander muur. Gelees daai gedeelte, ek gaan wel stil staan vanmôre nie. En dan praat hy van die Milo
in die stad van Dawid versterk, beteken sekere dele van die ou stad moes opgevul en versterk word. Dinge wat ons in die verlede geestelik gesproke gereeld gedoen het, het ons nou verwaarloos en moet opgevul en gelyk gemaak word soos ons positiewe belydenisse. Ja, kyk terug na die verlede en kyk waar jy jou uitgehaal het. Amen. Amen. Sien wat hy vir jou gedoen het. Dat is groot, amen. Ja. Weet wat jy was en wat jy vandag is. En baie keer word daar jou 'n tyd daar in die verlede word uitgehaal. Ons dink nie meer so baie daaraan. En ons sê nie meer die baie dankie vir die Here wat hy ons gedoen het nie, wat hy my uitgehaal het nie. En daar vorm 'n holte daar, 'n holte. Ek sê gaan 'n gevaai holte op. Begin die Here dankie sê vir wat hy jou gedoen het. Sê vir die Here dankie dat hy jou pad langs gekom het en nie eers 'n ander familielid sê nie. Sê vir die Here dankie dat hy by jou stil gestaan het en die pad oor jou lewe getrek het. Sê vir hom dankie vir wat hy vir jou gedoen het in die verlede. Yes. Sê vir hom dankie. Sê vir hom dankie. Vul hy leemtes op, mense. Vul hy leemtes op. Vul hy leemtes op. Maak die tale gelyk. En sê dis wat die Here vir my. Ek sê skaam vir mense wat sê wat die Here vir my gedoen het nie. Ek vertel nie vir my dinge waar die Here my vrygemaak het nie. Dat ek sê waar ek vaskom, nie met my uitkry nie. Jesus Christus het sy hand in daai borsluik ingesteek en my uitgehaal, die navelstrink van jou wêreld afgeknip, my skoon gewas deur sy kosbare bloed. En weet jy wat nog meer? Hy het my toegedraai en hom vir homself geneem. Ek het deel van hom geword, van 'n goddelike koninklike familie. Ek is ingebore in 'n familie. En wat wonderlik is, ek het 'n hemelse Vader gekry, wat vir my omgee, wat vir my lief is, en hy tugtig diegene wat hy lief het. Ek het nie 'n pa gehad nie, ek het 'n ander pa gekry. 'n Baie streng pa. En dat niks wil onmoontlik. 'n baie streng pa. Baie streng pa. Maar weet jy, ek is vandag dankbaar, die Here ewig dankbaar, waar hy my uitgehaal het. Het hy dit nie gedoen nie. Die meeste van die wat hier sit vanmôre, was ons lank al 60 tot hierdie grond gewees. Maar omdat hy genadig is, barmhartig is, goedgunstig is, het hy ons siele gered, Jesus ons pad langs gestuur, ons vrygemaak, ons name geskryf in die boek van lewe. En dis hoekom ek en jy vanmôre in hierdie plek sit en kan ons vanmôre vir hom sê, dankie Jesus Christus. Kom ons doen dit vanmôre. Yes. 5de plek en ek gaan sluit, luister mooi. Sal volgende week gaan 'n paar pragtige dinge nog daar. Die man het 'n oog gehad, om 'n ding te sien. Hy het foute gehad, ons sê hy het foute gemaak. Ons maak foute, ek maak foute, almal maak foute. Maar om op te staan daar. Ja. En dis heerlik, is jammer ek het 'n fout gemaak, kos iets. Ek het nou gefout, ek het nou groot gemors aangevang. Help my, dis wat hy gedoen het. Hy het 'n oog gehad om 'n ding te sien. Hy het die ding so mooi beplan, hy het reg gemaak vir 'n oorlog. Hulle was nie 'n druppel in die emmer getalgewys as wat die weermag van Assirië was nie. Daai mense was duisende mense. Dis hoe hulle elke oorlog gewen het. En ons praat dat Assirië, die koning van Assirië se pad met sy weermag en begin die ouens sidder. Hulle kniek op 'n kap te mekaar, hulle weet hulle gaan verloor. Hy het 'n oog gehad om ding te sien. En hy kom hier en hy kry sy militêre leiers aangestel. En hy praat na hulle hart. Die Bybel sê na hulle hart gespreek en het vir hulle gesê. Vers 7 en 8. Luister wat hierdie man vir hulle sê. As hy na die fisiese ding moes kyk,
As dit nooit maak nie. Maar hy kyk verby alles en hy fokus sy oë op die Here. Hy kyk na die Almagtige. Hy kyk na die God van hemel en aarde. Hy kyk na die skepper van die heelal. Hy kyk na die God van Israel, die God van hulle vaders. Hy kyk na hom en hy weet dat dieselfde God wat vir Israel uit Egipte uit gelei het en wat vir hulle deurgedra het en wat 'n wonderwerk daar gedoen, dieselfde God leef. Niks is by hom onmoontlik nie. Hy het dit geweet en hy kom met die woord en hy sê die eerste woord wat hy sê, wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees of verskrik vanweë die koning van Assirië en vanweë die hele menigte wat saam met hom is nie, want by ons is meer as by hom. Wat het jy raak gesien? Die engele rondom hulle, engele saam met hulle, met blinkende, vurige swaard wat reg staan. Om 'n ding te doen, is dit volgende week hoor, om 'n ding te doen, wat daar gestaan en het geweet. Hy het sê oor, en mense, dis die ding wat ons moet doen. Ons moet ons oë afval van die probleem en fokus op hom wat die probleem vir ons kan uitsorteer, wat vir ons 'n uitkoms kan gee. Ons fokus te veel op die probleem. Ons luister te veel na die vyand. As ons dit doen, gaan ons nooit deurkom nie, ons sal dit nooit maak nie. Fokus op die Here. Luister wat hy sê. By hom is 'n vleeslike arm. Aan die ander woorde, by die koning van Assirië is 'n vleeslike arm. Maar by ons is die Here ons God om ons te help en ons oorlog te voer. Hy is die aanvoerder. Hy is voor in die linie. Ons volg hom en die manskap het gesteun op die woorde van Hizkia, die koning van Juda. Pragtig. Weet jy kan met woorde mense bemoedig. Jy kan hulle optel, jy kan hulle versterk. Maar as jy eers kom en sê ek jong, ek wonder wat gaan ons doen. Jong, ek wil dit gebeur. Dan is hy ons al klaar in die taps onder. Maar as jy begin sê, hoor jy, die Here is aan ons kant. Die Here kan ons deurdra. Die Here kan vir ons die oorwinning gee. Die Here gaan ons help. En jy praat jou leiers en van jou militêre leiers en jou pilare en jou warriors, praat jy moed en sê ons gaan deur dit kom. Ons gaan oorwin. Hy is saam met ons en jy doen dit. Kan ons dit doen? Die manskap het gesteun op die woorde van Hizkia, die koning van Juda. Engelse Bybel sê, with him there is only an arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people relied on the words of Hezekiah, the king of Judah. Judah beteken in die prys dat op hom gesteun en het geglo wat hy sê. Hy is dan die leier, hy is dan die godsman. Hy is die een wat by God die Vader hoor. Hy is die een wat by die God van Israel hoor. Hy sal nie iets verkeerds doen nie, hy sal die regte ding doen. Hulle het hom geglo, hulle het by hom gestaan en het geweet, as een man as hulle saam staan, sal hulle die oorwinning behaal oor die koning van die Assirië. En luister vir my, hy het nie gewonder hoe en waar en wat gebeur, hy het geweet, die Here sal 'n plan uitwerk. En dit is die geheim. As jy glo en op die Here vertrou, weet dat hy die plan self sal uitwerk vir jou. Ons sal volgende week aangaan as ons 'n paar goedjies sal gaan gesels. Deur ons staan. Mag die Here vanmôre hierdie kort boodskap in die harte seën. Kom ons staan vanmôre. Ek dank U vanmôre. Ek prys en verheerlik U vanmôre. Ek dank U vanmôre dat Jesus Christus se naam opgelig en verheerlik sal word. Dankie Jesus vir die geleentheid wat ons gehad het. Dankie vanmôre vir die woord wat nog lewend is in ons binneste, wat nog hang in die vertrek. Here, dankie vanmôre dat dit ons lewens sal verander.
dankbaar vanmôre dat ek U kan ken. Dat ek die Vader kan noem, dat ek die Abba Vader kan noem. So dankbaar dat ek Jesus in my lewe het. So dankbaar dat ek die Heilige Gees aan my sy het. En wat Jesus verteenwoordig in my hart is, so dankbaar. Dankie vanmôre vir die woord, en dankie vanmôre dat ons ontvang het. En ek bid vanmôre dat jy 'n pad saam met ons sal stap. En dit wat voor lê, Here, dat ons net ons beste sal ontvang. Met beste realiteit. Ons beste week sal wees, ons beste middag en die Sondag sal wees. Dit wat ons voor gebid het en gevra het, dat sal kristalliseer in die week. Dat ons geloof kan bou, dat ons kan opstaan en ander vertel. Dit wat by Jesus vir my gedoen het, kan by Jesus ook vir jou doen. Dankie vanmôre daarvoor, Here. Die saad sal nie gesteel word, ons binne dief. Kanseleer sy werk by saad wat geplant word, deur die boodskap uitgaan, deur dit mense gewys het vanmôre, sal vrug voortbring tot eer en verheerliking vir die naam. Dankie. Dankie. Die daar waar jy staan, sê vanmôre vir Here, dankie vir wat hy vir jou beteken. Dit in jou eie woorde. Sê net vir hom dankie. Vir wat hy vir jou doen, wat hy vir jou beteken. Sê net vir hom dankie. Sê net vir hom dankie. Dankie, liewe Jesus. Vat U ons hand en lei U ons. Vat U ons hand en lei U ons. Ek prys en ek loof en ek aanbid U daarvoor. Elke persoon teenwoordig. Elkeen wat U is vanmôre. Dat Here in elkeen se lewe 'n wonderwerk sal doen. Wat luister na die boodskap, dat die Here daar 'n wonderwerk in elkeen se lewe sal doen. In Jesus Christus se naam. Ek prys en ek loof en ek aanbid U daarvoor in Jesus se naam. Nou die kinders van